Dag sê, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die aard van kennis. Daar is verskillende soorte kennis. Ons kan iemand ken wat ons tevore ontmoet het, weet hoe om lughawe toe te ry of hoe om vleis te braai. Hierdie is ook soorte kennis, maar ons gaan eerder fokus op die kennis wat te doen het met oortuigings, die waar en vals vraagstukke. Hierdie kennis staan bekend as proposisionele kennis. Om te kwalifiseer daarvoor stel ons die volgende vereiste. Kennis is waar geregverdigde oortuiging. Kennis vereis 'n oortuiging. Die afwesigheid van 'n oortuiging kan geen kennis omvat nie. Om iets te weet, moet ons dit glo, as waar evalueer. Mense is geneig om argeloos te wees oor hulle oortuigings, selfs oor belangrike oortuigings. Hulle benader dit asof hulle klere aanpas en kies dan die items waarmee hulle gemaklik voel of wat die regte sosiale beeld het. Hulle sal self sê dat dit hulle pas om sekere dinge te glo. Oortuigings is nie modes of giere nie. Dis die produk van getuienis en rede. Die oortuiging dat iets waar is, beteken nie dat dit noodwendig werklik waar is nie. Kennis verg dus nie bloot die oortuiging dat iets waar is nie. Dit moet inderdaad waar wees. Dit is onmoontlik om iets te weet wat vals is. Daar bestaan verskillende maatstawwe vir waarheid. Die bekendstes is ooreenstemming, koherensie en pragmatisme. Ooreenstemming is die algemeenste maatstaf vir waarheid en postuleer dat 'n proposisie waar is as dit met die werklikheid ooreenstem. Daar moet ooreenstemming tussen die gedagte en die feit wees. Kennis is onskeibaar van die werklike wêreld. Sonder 'n eksterne werklikheid kan kennis nie bestaan nie. Koherensie vereis dat 'n proposisie waar is indien dit koherent is met feite wat reeds vasgestel is. Dit vereis dus 'n anker. 'n Hele boek fiksie kan immers koherent wees. 'n Koherente stel proposisies kan ook deur 'n vanselfsprekende waarheid, 'n aksioma of 'n definisie geanker word. Indien alle bome per definisie plante is, kan ons van elke boom sê dat dit 'n plant is, want dit is koherent met die definisie. Die pragmatiese benadering is om dit wat funksioneel is te aanvaar en dit wat nie werk nie te verwerp. Negatiewe pragmatisme gaan 'n stap verder en postuleer dat 'n bewering wat nie werk nie, noodwendig vals moet wees, terwyl een wat wel werk, of waar of vals mag wees. Dit wat wel werk kan slegs voorlopig as waar beskou en benut word, want dit mag toevallig werk. Pragmatisme verteenwoordig kennis wat op 'n probeer en filteer metode bekom is. In ons definisie van kennis het ons die vereiste gestel dat dit geregverdig moet wees. Selfs al sou 'n mens 'n oortuiging hê dat iets waar is en dit werklik waar wees, kwalifiseer dit steeds nie as kennis nie tensy daardie oortuiging geregverdig is. Om iets reg te raai voldoen dus nie aan ons definisie nie. Kennis kan nie uit arbitrære keuses voortspruit of met 'n dobbelsteentjie besluit word nie. Indien ons nie voldoende getuienis het om tot 'n oortuiging te kom nie en ons nie met 'n noodgeval te doen het nie, is dit beter om te twyfel as om tot ongeregverdigde oortuigings te kom. En vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd in vino veritas.